gemeente en welkom by hierdie aanlyn erediens. Ek wil graag hê dat ons in 'n rustige gees, daar waar jy teenwoordig is, in jou sitkamer, of waar ook al jy is, besig is om na hierdie erediens te kyk, net vir 'n oomblik stil sal raak. Jou voete geplant sal hou op die grond. Jou hande rustig op jou knieë. Dat jy in die teenwoordigheid van God in sal kom, en dat jy sal besef dat God ook daar teenwoordig is by jou. Ek lees vir ons 'n stukkie uit Matteus 6 vanaf vers 5 tot 15. Verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose een. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Amen. Gemeente, kom ons neem 'n oomblik van stilte. En ons raak net bewus van die Here se teenwoordigheid. Kom ons sê dan so saam ons geloofbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam. He is
Goeiemôre gemeente en almal wat inskakel, wat saam met ons hierdie aanlyn erediens geniet. Ons hoop julle het 'n ongelooflike lekker tyd saam met ons. Ons hoop julle kuier baie lekker saam met ons en so terwyl ons as groot gesin daar op ons banke sit met 'n lekker koffie in ons hand en hierdie aanlyn erediens geniet, wil ek julle ook net bewus maak dat julle kan baie meer deel raak van hierdie hele aanlyn storie. So gaan klik asseblief op die subscribe knoppie en ook op 'n klein klokkie wat langs die subscribe is, dan sal julle kennisgewings kry van wanneer ook al ons enige aanlyn goeders vir julle laat en wanneer dit dan opkom sal julle in kennis gestel word en kan julle dit dan so saam met ons geniet. So in hierdie stadium, in hierdie oomblik, kom ons raak dit vir 'n oomblik rustig en stil en ons bid tot die Here. Ons Hemelse Vader, ons kom voor U na ons lofprysing saam geniet het. Here, waar ons tot U nader, mag U tot ons nader. En Here, soos wat ons deur die woord nou gaan en gaan luister na wat U vir ons te sê het, mag ons bewus word van U teenwoordigheid. Mag ons bewus word van die openbaring wat U vir ons kom gee, deur U skrif, deur die lewende woord. Here, kan ons 'n vrede en 'n rustigheid kry, dat U altyd teenwoordig is, ongeag wat se omstandighede ons deurgaan,
Vader, laat ons dan so tot U nader. Laat ons hande oplig na U en laat ons in verwondering na die wêreld kyk en weet alles kom van U af. Ons bid dit in Jesus se almagtige naam. Amen. Amen. Gemeente, ek wil vanoggend begin deur om julle na die teks toe te vat sommer reguit. Ons teks vandag is Joshua 3 vanaf vers 7 tot 17. So as julle saam wil volg, sal ek dit op die skerm vir julle sit, soos wat ek lees, maar julle kan ook julle Bybels nader gryp en self vir julle lees. Ons almal het maar ander vertalings. Ek lees spesifiek uit die 83 uit. So kom ons lees dan saam uit Joshua 3 vanaf vers 7. Toe sê die Here vir Joshua: Ek begin vandag om vir jou hoë aansien in die oë van die hele Israel te gee, sodat hulle kan weet dat ek by jou is soos ek by Moses was. Sê nou vir die priesters wat die verbondsark dra, hulle moet by die Jordaan gaan staan wanneer hulle by die waterkant kom. Joshua het vir die Israeliete gesê: Kom nader, luister na die woorde van die Here julle God. Daarna sê hy: Hieraan sal julle weet dat die lewende God tussen julle is en dat hy die Kanaaniete, Hetiete, Jewiete, Feresiete, Girgasiete, Amoriete en Jebusiete sekerlik sal verdryf om vir julle plek te maak. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde sal voor julle uit die Jordaan ingaan. Wys nou 12 man aan uit die stamme van Israel, een uit elke stam. Wanneer die voetsole van die priesters aan die Jordaanse water raak, die priesters wat die ark van die Here dra, die Here van die hele aarde, sal die water van die Jordaan wat afkom, afgesny word en op een hoop gaan staan. Die volk het toe van hulle tente af vertrek om deur die Jordaan te trek. Die priesters wat die verbondsark gedra het, was voor hulle. Die draers van die ark het by die Jordaan aangekom. Gedurende die hele oestyd is die Jordaan gewoonlik vol oor al sy oewers. Toe die voete van die priesters wat die ark dra in die vlakwater kom, het die water wat afkom gaan staan. Dit het op een hoop gaan staan, ver boontoe by Adam, die stad langs Saretan. Die water wat afloop na die see in die Jordaanvallei, die Soutsee, was heeltemal afgesny. Die volk het reg oor Jerigo deurgetrek. Die priesters wat die verbondsark van die Here dra, het daar binne in die Jordaan op die droë bedding gaan staan, terwyl die hele Israel oor die droë bedding deurgaan, tot die hele nasie uiteindelik deur die Jordaan is. Tot daartoe ons teksvers. Nou dit is nogal interessant om 'n bietjie terug te gaan na die Ou Testament toe. Maar voordat ek verder wil praat oor die teks wat ons nou net gelees het, want ek wil hê die teks moet so 'n bietjie met julle resoneer daar waar julle sit, wil ek julle 'n storie vertel uit my verlede uit. Ek was op die graad 6 veldskool, soos wat ons gewoonlik altyd gehad het. Baie van julle was dalk al op 'n veldskool. En die rede hoekom die skole maar dit mos so in graad 6 doen is so 'n bietjie van 'n bewusmaking en 'n spanbou en 'n leierskapskamp om seker te maak dat die graad 7 leiers vir volgende jaar so 'n bietjie kan uitstaan en deur die graadgroep geïdentifiseer kan word. Nou op ons graad 6 veldskool was ons daar in Stanford Lake College, daar in die pragtige Heinetzberge, en daar's 'n groot lake of 'n meer by Stanford. En dan is daar so 'n pragtige skool wat teen hierdie meer gebou is. En ons as 'n graadgroep was 'n verskriklike kompeterende sterk graadgroep nog altyd gewees, al die pad reg deur hoërskool. En op hierdie veldskool het ons verskillende aktiwiteite gedoen. Hulle het ons in groepies opgedeel en dan het ons gewoonlik hierdie oefeninge gedoen waar ons as 'n span sekere puzzles
moes uitfigure om punte te kry. Ons moes op 'n stadium sekere punte, met die punte wat ons bymekaar gemaak het, kon ons op 'n veiling goeders koop vir die volgende uitdaging, waar ons dan in die water in met vlotte en canoes en allerlei goeders moes ingaan en hyasinte uittrek en 'n sekere hoeveelheid hyasinte volmaak op 'n hoop, en so dan wen jy nou punte deur die hele kamp. En dan natuurlik die groep met die meeste punte wen dan die veldskool. Maar een van die aktiwiteite wat ek die meeste kon onthou en wat tot vandag toe nog by my gedagtes opkom as ek so 'n teks lees, was dit verseker wat hulle genoem het die Tower of Terror. Nou die Tower of Terror was letterlik 'n houtpaal wat so 20 meter op in die lug ingegaan het. En as jy op die bokant van hierdie paal kom, wat net so met 'n paar drade uit hierdie paal uit 'n leertjie vorm waarteen jy nou opklim, dan kom jy op 'n klein platform. En van hierdie platform af, so 2 meter voor jou gesig, is daar 'n paal wat hang. Nou 2 meter is glad nie ver nie, maar as jy 20 meter bo die grond staan en jy kyk af, en jy kyk vir die paal 2 meter ver van jou af, hierdie dwarsbalk, dan kom daar redelike vrees in jou op. Jy sien, ons as mense is mos half geïndoktrineer om te weet wanneer sekere goeders gevaarlik is of nie. Mamma of pappa sê altyd vir ons, hoor hierso, as ons nog klein is, hoor hierso, as jy aan daai stoof gaan vat, terwyl hy warm is, gaan jy brand. Baie van die goeders wat by ons opkom, hierdie vrees wat by ons opkom partykeer, is maar instink. Jy weet, daai veg, vlug of ek weet nie wat is die ander een nie, maar veg, vlug of vries, instink wat by ons opkom. En dit kom maar so deur die jare, soos wat ons as mense begin besef het, hoor hierso, maar sekere goeders is vir ons gevaarlik, en sekere goeders is normaal, ons kan dit maar doen. En van 20 meter af, kyk ek vir hierdie dwarspaal 2 meter voor my gesig. En die hele graad 6 groep staan daaronder en almal cheer jou aan om te spring en dan hierdie paal te gryp. Hierdie paal hang aan 'n kabel so dun soos my pinkie. Onder is daar 'n ou wat met 'n harnas en 'n tou jou gewig ondersteun, sodat as jy spring en jy gly of jy mis hierdie paal 2 meter voor jou gesig, dan sal hy seker maak, hy hou jou vas en jy val nie 20 meter tot jou dood nie. Jy het 'n veiligheidshelmet aan, splinternuwe harnas met al die ketTINGs en die tools, en jy het die keuse om te spring. Party van die kinders was te bang om te spring en net weer afgeklim van die paal af. Maar soos wat hierdie graad 6 groep jou aancheer, begin die adrenalien inskop en jy spring. Jy glo, daai ou wat die tou vashou onder op die grond, gaan jou vashou. Gaan seker maak dat as jy daai paal mis, jy val nie. En so spring ek en ek gryp hierdie paal en die hele graad 6 groep cheer. Ongelooflike ervaring vir my in my lewe en iets wat my nie net 'n adrenalien rush gegee het nie, maar ook 'n les geleer het van geloof. Jy sien, die interessante ding van Joshua 3, waar die Israeliete besig is om oor die Jordaan te trek, besig is om die beloofde land in te gaan, sien ons waar hierdie geloof gevra word van God.
Weereens is God besig om te vorm aan sy volk. Hy sê vir die priesters, in 'n oestyd, terwyl die Jordaan verskriklik sterk vloei, tot oor sy oewers, om in die water in te gaan, en daar te gaan staan, dat hierdie sterk rivier, soos met die Rooi See, sal droog word, en 'n pad sal maak vir die res van die volk. Nou uit hierdie verhaal uit, kan ons 'n paar goedjies raak sien. Ons sien byvoorbeeld in hierdie stuk, in die Hebreëus, dat die woord Jordaan 12 keer gebruik word. Ons sien ook dat die woord verbondsark of ark 7 keer gebruik word. Nou hierdie is tekens van hoe hierdie skrywers 'n pragtige verhaal vertel. 'n Pragtige verhaal van hoe God en sy volk saam in verhouding beweeg. En ek kan myself net verbeel, hierso is ek 'n priester onder die volk Israel. Ook maar net eintlik 'n mens. En ek kyk vir die stormsterk Jordaan rivier in die middel van oestyd, terwyl hy verskriklik sterk vloei, waar dit lyk asof hy water my gaan wegspoel. En ek word gevra deur die Here om daar te gaan staan, met 'n belofte dat alles sal oukei wees. Ek sal jou versorg, ek sal voorsien. En ek neem hierdie eerste tree in hierdie sterk water in. En soos wat my voet aan die bodem raak, begin hierdie water opdroog. En soos wat al die priesters uitgaan oor hierdie groot strek van die Jordaan rivier, droog die water op. Die geloof wat dit moes vat, van hierdie volk wat nog net besig is om bekend te raak met hierdie Jahwe, hierdie God wat na hulle kyk, wat hulle voorsien en hulle versorg. En hierdie ongelooflike tree van geloof wat hulle moet neem, om te weet dat die Here sal voorsien, dat die Here sal versorg, want hy doen nog altyd. Die Here wat vir hulle ook net sê, hoorie so, as julle hierdie Jordaan oortree, as julle oor hierdie Jordaan trek, sal ek vir julle 'n plek in hierdie land kom maak, tussen al hierdie Kanaanitiese volke. Die geloof wat dit moes vat van 'n hele volk, om hierdie te beleef, om hierdie deur te gaan, om te glo in God se voorsiening, is onbeskryflik. Ek hoop julle kan weer daai teks gaan lees, weer gaan sien met hierdie bril van 'n tree van geloof, hoe God hulle vra om hom te vertrou. En ons het dit vandag so maklik eintlik. Soveel van ons lewens word gebaseer en gevorm om veiligheid. Ek sit nou met my 3 maande oue seentjie en alles wat ons doen, alles wat ons het, die monitors en die tipe kussentjies en alles om seker te maak hy's veilig, is ongelooflik. Ek bedoel, ek kan nie dink in die 1920s of in die 1600s dat daar sulke stappe van veiligheid was om 'n klein kind te beskerm nie. Nietemin hoeveel beskerming ons in ons lewens vandag het nie. Alles wat ons doen, het ergens 'n veiligheidsgordel. Alles wat ons mee besig is,
word daar vir ons 'n papier uitgereik om seker te maak ons is bewus van die stappe wat ons moet volg om veilig te bly. En dit bevrees my. Want ja, dit is oukei om in jou lewe veilig te wees. Maar is dit in ons geloof? Is die Christelike geloof 'n plek waar ons in ons veiligheid, in ons comfort in moet gaan? Is dit 'n plek waar ons muurtjies moet bou? Ons heininge moet opsit, ons palisades om ons kerke, alarmstelsels en alles om hierdie kerk van ons te beskerm of hierdie eiendom van ons te beskerm, want dit is ons geloof. Hierdie is 'n testament van ons geloof. Ek vra om ons vensters op te draai wanneer 'n bedelaar nader aan ons kar beweeg. Om ons hande van die siekes af te hou, want ons wil nie een of ander siekte vang nie. Om ons woorde van geregtigheid vir onsself te hou, want ons wil nie ander offend of te nakom of verontwaardig nie. Ek dink nie God het ons geskep en Jesus het aan 'n kruis vir ons gesterf sodat ons in vrees die wêreld moet nader nie. As dit kom by ons geloof, dink ek ons moet soos die priesters dalk partykeer 'n bietjie 'n tree in die Jordaanrivier ingee. 'n Jordaan wat soms sterk vloei. Sodat die om ons kan sien dat God voorsien. Dat God versorg. En dat God teenwoordig is. Ek dink partykeer is dit nodig dat ons as 'n volk, soos Israel, 'n bietjie ons hand uitstrek. Ons venster ooplos en 'n gesprek begin. Ek sê nie, raak roekeloos met julle lewens nie. Maar jy weet wanneer jy uit irritasie iets doen en wanneer jy uit veiligheid iets doen. Ek dink God roep ons om vreesloos, in geloof, 'n tree te neem. Mag jy, daar waar jy is, hopelik eendag, erns, 'n tree in geloof neem. En vir die van julle wat alreeds tree in geloof geneem het, mag jy konstante herinneringe kry van God se teenwoordigheid, van sy voorsiening en sy versorging in jou lewe en mag dit 'n testament word vir die mense wie se lewens jy aanraak. Mag die evangelie roekeloos deur jou lewe. Mag jou lewe uitstraal na die mense om jou. Mag jy soos 'n priester vir Israel die water gaan laat staan, sodat hulle kan deurloop. Mag die Here jou vra om sy ark te dra,
sodat almal kan sien, hy is die lewende God, wie ons almal dien. Amen. Jesus, verlosser, hier daar is niemand soos U. My hele hart, als wat ek is, bring aan U die lof en eer. My trooster, my sterkte, toevlug in tye van nood. U is my hulp, U is my krag, Here ek verheerlik U. Juig en verklaar dat die Here God lief, buig voor sy almag, laat vyande beef. Berge stort neer en die storms bedaar, voor die krag van sy naam. Regte en majesteit vloei uit sy troon, heerlikheid lig is die sfeer waar hy woon. Niks het op aarde meer waarde vir my as U. My Jesus, my redder, daar is net een soos U. Ek wil U lof, ek wil U prys, die wonder van U majesteit. My Skepper, my skuiling, bron van my lewe en krag. Ek kniel nou neer, buig voor U neer, koning ek wil U aanbid. Juig voor die Heer, almal saam laat ons sing. Here en heerlikheid lof aan Hom bring. Berge buig neer en die waters druis met die krag van U naam. Ek juig en sing, want my redder is groot, vir ewig sy liefde, vir ewig sy trou. Niks vergelyk met sy heilige plan vir my.
Dankie dat julle vandag ingeskakel het saam met ons. Mag julle 'n ongelooflike lekker Sondag verder hê. Mag die braaivleis sommer lekkerder smaak en ja, asseblief maak seker julle kom in kontak met ons. Ons is natuurlik daar vir julle as gemeente en as 'n familie. As jy wil inskakel by ons, ek sal in die beskrywings onderop hierdie video vir julle 'n e-posadres los waar julle kan natuurlik na toe gaan. En ook maak seker julle skakel in by ons sosiale media om meer inligting van ons gemeente te kry. En vir julle wat in die gemeente is, asseblief gaan like ons pages en gaan volg ons bietjie op die sosiale media. Ons beloof ons sal julle nie verveel nie. Ons sal vir julle lekker artikels en oulike seggenskappe los sodat julle hoop en so bietjie motivering kan kry deur die week. En dan ook maak seker dat julle bewus is van alles wat gebeur in die gemeente. Kom ons ontvang dan nou so die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en met julle wees. Die Here roep jou tot 'n arkdraer wat jou voete in die riviere sal steek, wat die water sal laat gaan stil staan sodat die volk deur kan loop na die beloofde land toe. Mag jou geloof 'n testament wees van die Here se versorging en voorsiening in jou lewe verander. Mag die genade van Jesus Christus wat aan 'n kruis kom sterf het, jou dryf tot hierdie geloof en mag die Heilige Gees jou lei om dit reg te gebruik. Amen.